So, weet enigeen van die kinders wat hier so is vandag, wat hier aangaan in hierdie foto? Steek jou hand op as jy weet. Ons het in 'n ander tyd groot geword. Weet enige van die groot mense wat hier aangaan? Steek jou hand op as jy weet. Daar's hy. Het enigeen van julle al hierdie gedoen? Sies Lizzie, ek is teleurgesteld. So kinders, hoekom dink julle sal mense paddas oopsny? Ons wil kyk hoe die padda binne-in lyk. Ons wil sien hoe die padda aan mekaar gesit is. Ons wil probeer uitvind hoe die padda werk. En hierdie is menslike natuur. As mense wil ons gewoonlik weet hoe dinge werk en ons haal dit uit mekaar uit en ons ontleed dit. Ons kyk hoe dit daar binne-in lyk. En ons doen tipies hierdie wanneer iets verkeerd gegaan het. Iets breek en ons haal dit uit mekaar uit en ons probeer uitvind hoe dit werk. Sterrenberg, ek weet jy weet waarvan ek praat. En ons probeer uitvind hoekom dit gebreek het en wat ons moet doen om dit reg te maak. En dit is presies wat Andreas Vesalius gedoen het met die menslike liggaam. Hy het kadavers oopgesny sodat hy kan sien presies hoe dit binne-in lyk en werk. In 1543 het hy 'n boek geskryf oor dit wat hy geleer het van die menslike anatomie. En oor hierdie boek skryf een artikel die volgende: This text challenged many of the inaccuracies perpetuated by ancient authorities whose anatomical knowledge was based largely on animal dissection. Vesalius's insistence on hands-on dissection of human bodies laid the groundwork for future anatomical studies, shifting common practice to direct observation and evidence. Vesalius had a hand in advancing the field of medicine and setting new standards for scientific inquiry and methodology. His work remains the cornerstone in the history of medicine, underscoring the importance of evidence-based practice in the medical science. Nou wat hy gedoen het vir die mediese industrie, wil ek graag vir ons vandag doen as Christene. Hy het kadavers oopgesny, en julle kan vir julle ouers vra wat daai woord beteken, kinders, om te sien hoe dit binne-in lyk en werk. En ek wil graag vandag die menslike hart oopsny, sodat ons saam kan kyk hoe dit binne-in lyk en werk. Want iets het verkeerd gegaan. Iets binne-in ons is gebreek. En iets binne-in ons smag om te weet hoekom. En iets binne-in ons wil weet hoe om dit reg te maak. En net soos die mense wat kadavers begin oopsny het, het ons konstante vrae oor onsself. Hoe presies het God my aan mekaar gesit? Hoe werk ek? Hoe werk my hart? Hoekom tree ek op soos wat ek optree? Wat is fout met my? Of miskien het jy al vir jou man of jou vrou gevra, wat is fout met jou? Hoekom verander ek nie? Wat het bepaal dat ek nou verander, maar nie voorheen nie? Hoekom werk berading? Hoe werk berading? Hoekom gaan sit ek elke keer in 'n huweliksvoorbereiding of 'n huweliksverryking les? Hoe werk die dinge wat ek leer in die GSM? Hoekom moet ek my Bybel lees? Hoekom moet ek kerk toe kom? Hoekom moet ons betrokke wees in mekaar se lewens? Hoekom moet ons mekaar vermaan en bemoedig? Hoekom werk dit wanneer ons mekaar vermaan en bemoedig en hoe werk dit wanneer ons dit doen? En hierdie is alles goeie vrae. En net soos met die kadavers, as ons die menslike hart oopsny en daarna kyk en analiseer, sien hoe dit binne-in werk, kan ons antwoorde kry vir baie van hierdie vrae. So as ons dan die menslike hart wil dissekteer, hoe en waarmee dink julle sal ons dit doen?
So onthou die skrywer van Hebreërs sê in hoofstuk 4 vers 12, die woord van God is lewendig en kragtig. Dit is skerper as enige swaard met 2 snykante en dring deur selfs tot die skeiding van siel en gees, van gewrigte en murg. Dit beoordeel die bedoelings en die gedagtes van die hart. So God se woord is die enigste mes wat skerp genoeg is, sterk genoeg is en rein genoeg is om hierdie werk te kan doen. Maar waar in God se woord dink julle sal ons dan gaan om 'n prentjie te kry van hoe die menslike hart lyk? Jakobus 1 miskien? Andre is nou juis besig om ons deur 'n studie te lei van die boek van Jakobus. So blaai gou-gou vir my soontoe. Jakobus 1 vers 14. Jakobus 1 vers 14. Maar 'n mens word verlei deur sy eie begeertes wat hom aanlok en saamsleep. En daarna as die begeertes bevrug geraak het, bring dit die sonde voort. En as die sonde ryp geword het, loop dit uit op die dood. En dit klink baie dieselfde soos wat ons gelees het in Romeine 6. En hierdie leer ons beslis iets van die menslike hart. Maar ek dink nog steeds nie dit wys vir ons die mees volledigste prentjie nie. Dit sny die hart oop, maar ek dink nie dit sny noodwendig elke area oop nie. So waar anders kan ons gaan om 'n meer volledige prentjie te sien? En ek dink die beste plek om te gaan is terug na die heel begin, waar dinge die eerste keer begin verkeerd gaan het. So blaai saam met my na Genesis hoofstuk 3. Genesis hoofstuk 3. Ek lees vir ons vanaf vers 1. Die slang was listiger as al die wilde diere wat deur die Here God gemaak is, en het vir die vrou gevra, het God werklik gesê, julle mag van geen boom in die tuin eet nie? Die vrou het die slang geantwoord, ons mag eet van die vrugte van die boom in die tuin. God het net gesê, ons mag nie eet van die vrugte van die boom in die middel van die tuin nie. En ons mag nie dit aanraak nie, want dan sterf ons. Toe sê die slang vir die vrou, julle sal beslis nie sterf nie. Maar God weet, dat julle oë sal oopgaan, die dag as julle van daardie boom eet, en dan sal julle soos God wees, deurdat julle alles kan ken. Toe besef die vrou, dat die boom se vrugte goed is om te eet, en mooi om na te kyk, en begeerlik, omdat dit kennis kan gee. En sy het van sy vrugte gepluk, en geëet. Sy het ook vir haar man by haar gegee, en hy het geëet. Hulle albei se oë gaan toe oop, en hulle besef dat hulle kaal is. Toe werk hulle vye blare aan mekaar, en hang dit om vir klere. Hulle het gehoor hoe die Here God in die tuin wandel, teen die tyd dat die aandwind opkom. En die mens en sy vrou het vir die Here God weggekruip, tussen die bome van die tuin. Maar die Here God het na die mens geroep en vir hom gevra, waar is jy? En die mens het geantwoord, ek het u hoor wandel in die tuin, en ek het bang geword, want ek is kaal, en toe het ek weggekruip. Die Here God vra toe, hoe het jy te wete gekom dat jy kaal is? Het jy tog nie van die boom geëet waarvan ek jou verbied het om te eet nie? Die mens het geantwoord, die vrou wat u my gegee het, om my by te staan, sy het vir my van die boom se vrugte gegee en ek het geëet. Toe vra die Here God vir die vrou, wat het jy nou gedoen? En sy sê, die slang het my mislei, en ek het geëet. Here, ons dankie vir u tweesnydende swaard, wat elke gedagte en intensie van ons harte oordeel, wat vir ons antwoorde gee, Here, op elke vraag wat ons moontlik kan hê, om in u wêreld te lewe. En ons weet, Here, ons sal nooit al die antwoorde hê nie,
Maar Here, U gee vir ons alles wat ons nodig het vir lewe en godsvrug. So mag ons na U woord luister en dit aanvaar as wat dit is, die woord van God, en dit bestudeer in volle vertroue op U beloftes. Amen. So ek is oortuig, dit is hier. Heel aan die begin, waar dinge die eerste keer begin verkeerd gaan, waar ons die eerste keer gebreek geraak het, waar ons 'n volledige prentjie sien van die menslike hart, waar ons sien presies hoe God ons aan mekaar gesit het, waar ons sien presies hoe ons funksioneel en prakties werk hier binne. En wat jy gaan sien, wanneer jy die eerste snit maak, is 'n siklus van gebeurtenisse. 'n Proses wat in ons harte aangaan, 'n proses wat elke oomblik van elke dag aangaan, en 'n proses wat homself oor en oor en oor herhaal. En ek is oortuig, hierdie proses is in ons almal ingebou. Gered of ongered, Christen of nie Christen. Hoekom? Want, is my oortuiging, dit is hoe God ons as die mens geskep het. Dit is so natuurlik, hierdie proses, soos die proses van asemhaling, of vertering, of bloedsirkulasie. Ons is net nie altyd bewus daarvan nie. En dit is wat ek graag vandag wil verander. So die titel van my preek vandag is 'n disseksie van die menslike hart. 'n Disseksie van die menslike hart. En julle behoort elkeen 'n papier te hê voor julle. En ek wil julle uitnooi om saam met my, soos wat ons deur hierdie skrif werk, die papier in te vul. Soos wat ons die hart oopsny en dit analiseer, en dit dan iewers te bære waar julle gereeld herinner kan word hieraan. So kom ons maak saam die eerste snit en ons kyk wat ons kan sien. Kyk weer saam met my na vers 1. Die slang was listiger as al die wilde diere wat deur die Here God gemaak is, en het vir die vrou gevra. Het God werklik gesê hulle mag van geen boom in die tuin eet nie? Die vrou het die slang geantwoord: ons mag eet van die vrugte in die boom in die tuin. God het net gesê, ons mag nie eet van die vrugte van die boom in die middel van die tuin nie, en ons mag nie daaraan raak nie, want dan sterf ons. Wat is dit wat gebeur tussen Eva en die slang hier? Kommunikasie. Kyk na vers 1. Die slang het vir die vrou gevra. Hy praat met haar. En hier waar ons die eerste snit maak en binne in ons harte kyk, sien ons die eerste stap van ons proses. Eva hoor. So in blokkie nommer 1, op die lyntjie kan jy in hoofletters skryf die woord hoor. Hoor. Sy hoor die stem van die slang, van die verleier, van die versoeker, van die vader van leuns. En hoekom is hierdie belangrik? Hoekom kry hierdie 'n blokkie van sy eie? En dis 'n goeie vraag, waarop ek sal antwoord met nog 'n vraag. Is hierdie die eerste stem wat Eva gehoor het? Nee. So blaai net 'n paar bladsye terug na Genesis 1 vers 26. Genesis 1 vers 26. Toe het God gesê, kom ons maak die mens as ons verteenwoordiger, ons beeld, sodat hy kan heers oor die vis in die see, die voëls in die lug, die makdiere, die wilde diere en al die diere wat op die aarde kruip. God het die mens geskep as sy verteenwoordiger. As beeld van God het hy die mens geskep. Man en vrou het hy hulle geskep. So God skep sy koninkryk op aarde. En dan skep hy die mens, om namens hom oor daardie koninkryk te heers, om hom as die koning te verteenwoordig in sy skepping.
En wat doen God net daarna? Kyk na vers 28. Toe het God hulle geseën en vir hulle gesê, die eerste stem wat hulle hoor, wees vrugbaar, word baie, bewoon die aarde en bewerk dit, heers oor die vis in die see en die voëls in die lug, oor al die diere van die aarde, ook oor die diere wat op die aarde kruip. God doen iets wat hy met niks anders in sy hele skepping doen nie. Hy praat met hulle. En hoekom praat hy met hulle? Want hulle kan nie suksesvol in sy skepping bestaan of lewe, tensy God nie vir hulle sê presies hoe om dit te doen nie. Hulle is afhanklik van God se openbaring. Hulle het God se wysheid nodig, net bloot om te wees wat hy hulle geskep het om te wees. En hierdie is nie waar van 'n muur, of 'n boom, of 'n olifant, of 'n berg, of 'n son, of 'n planeet nie. Dit alles gee klaar net deur te wees glorie aan God. Maar hierdie is waar van ons. So luister mooi. Hierdie is hoe God die mens aan mekaar gesit het van die begin af. Ons is gemaak om in 'n persoonlike, intieme verhouding met ons Skepper te lewe. Om te bestaan in sy skepping, totaal en al afhanklik van sy wysheid. Om dit suksesvol te kan doen. En wat so hoofstuk van Genesis is hierdie? Hoofstuk 1. Wat het nog nie hier gebeur nie? Die sondeval. Die sondeval gebeur eers later in Genesis 3. Ons het nie God se openbaring nodig as gevolg van die sondeval nie. Hierdie was waar en nodig selfs voor die sondeval. Dit is hoe God ons as die mens geskep het om te werk, van die begin af, in totale afhanklikheid van hom en sy openbaring. Maar dan kom die tweede stem in die prent in en vra: het God werklik gesê? En as jy Genesis vir die heel eerste keer moes lees nou vandag, wat is die vraag wat jy sou vra na jy daai woorde hoor? Na watter stem gaan Eva luister? So in die hakies in stap nommer 1, die eerste blokkie, kan julle die woord luister in klein letters skryf. Luister. En al is hoor wat gebeur in stap 1, is dit amper meer 'n passiewe aksie. Jy hoef niks te doen aktief om te hoor nie. Maar Eva moet 'n keuse maak. Sy moet aktief kies. En wat is dit wat sy moet kies? Sy moet kies na watter stem sy gaan luister. Dis hier tyd om die tweede snit te maak. Blaai terug saam met my na Genesis 3 vers 1. Genesis 3 vers 1, ons gaan terug soontoe. Die slang was lustiger as al die wilde diere wat die Here God gemaak is, en het vir die vrou gevra: het God werklik gesê, julle mag van geen boom in die tuin eet nie? En die vrou het die slang geantwoord: ons mag eet van die vrugte van die boom in die tuin. God het net gesê, ons mag nie eet van die vrugte in die boom van die middel van die tuin nie. En ons mag dit nie aanraak nie, want dan sterf ons. Toe sê die slang vir die vrou: julle sal beslis nie sterf nie. Maar God weet dat julle oë sal oopgaan die dag as julle van daardie boom eet, en dan sal julle soos God wees, deurdat julle alles kan ken. Wat is dit prakties wat die tweede stem hier vir Eva sê? God lieg. En hierdie is stap 2 van ons proses. Julle kan in blokkie 2 op die lyntjie in groot letters die woord glo skryf. Eva het klaar die tweede stem gehoor.
Sy het klaar gekies om na die tweede stem te luister. En as jy Genesis vandag vir die eerste keer sou lees, wat is die volgende vraag wat jy sou vra? Wie gaan Eva glo? En net soos in stap 1 is glo meer 'n passiewe aksie. Daar is ook 'n aktiewe aksie wat Eva moet kies. Kan julle raai wat dit is? Sy moet aktief kies wie sy gaan vertrou. So in die hakies op stapie nommer 2 kan julle die woord vertrou inskryf. Vertrou. Nie net sê die tweede stem God lieg nie, maar God homself is 'n leienaar. Moenie vertrou wat God sê nie, moenie vertrou in God self nie, maar vertrou my eerder. Glo my eerder, want ek weet wat beter is vir jou. So wie gaan Eva glo? Wie gaan Eva kies om te vertrou? Kom ons kyk, vers 6. Toe besef die vrou dat die boom se vrugte goed is om te eet, mooi om na te kyk, begeerlik omdat dit kennis kan gee. En sy het van sy vrugte gepluk en geëet. En sy het ook vir haar man by haar gegee en hy het geëet. So Eva kies aktief om die tweede stem te glo. Eva kies aktief om die eerste stem se openbaring te verwerp. Eva kies aktief om die vader van leuns te vertrou. Sy kies aktief om die God wat haar geskep het, wat haar liefhet, wat vir haar lewe en asem gegee het, wat vir haar alles gegee het wat sy ooit moontlik nodig sou hê om gelukkig en suksesvol te bestaan in sy koninkryk. Sy kies om hom nie te vertrou nie. En wat dink julle gebeur volgende in hierdie proses? Wat dink julle is dit wat ons in stap nommer 3 se blokkie moet skryf? En dalk sê jy, aksie, optrede, Eva doen iets, ons het dit nou net gelees, Eva pluk die vrugte en eet dit en sy gee vir haar man by haar en hy eet dit. En as dit is wat jy sê, is jy heeltemal verkeerd. Daar is iets anders wat na stap 2 gebeur. Iets wat ons nie moet mis nie. Iets baie belangrik. So kyk saam met my na vers 4, soos ons die volgende snit maak. Toe sê die slang vir die vrou, julle sal beslis nie sterf nie, maar God weet dat julle oë sal oopgaan, die dag as julle van daardie boom eet, en dan sal julle soos God wees, deurdat julle alles kan sien. Toe besef die vrou dat die boom se vrugte goed is om te eet, mooi om na te kyk en begeerlik, omdat dit kennis kan gee. En dit is krities belangrik hier, dat ons nie hierdie stap in die proses mis nie. Wat hier aangaan en gebeur, is niks anders as aanbidding nie. So julle kan in blokkie nommer 3 op die lyntjie hoofletter skryf, aanbid. Aanbid. En wat is dit wat aanbid word? Dis nie asof die slang vir Eva versoek om voor die boom of die vrugte te buig nie. Nee, die boom en die vrugte self is niks anders as die wortel op die punt van die stok nie. En hoekom hou die slang die wortel voor Eva se neus? Kyk weer na vers 5. Maar God weet dat julle oë sal oopgaan die dag as julle van daardie boom eet, en dan sal julle soos God wees. En hierdie is die leen. Jy het nie God nodig nie. Jy kan self God wees. Jy hoef nie voor God te buig nie, jy kan voor jouself buig. Jy kan jou eie koninkryk bou. Jy kan self op die troon sit in daardie koninkryk. Jy kan self die koning wees. En die boom en sy vrugte is maar net die aas wat die slang gebruik om die vrou te oorreed
om 'n hap te vat. Hoekom? Want hy wil hê sy moet haarself aanbid, eerder as die God wat haar geskep het. En dink daaroor, waarvoor sou jy eerder val? 'n Slang wat na jou toe kom en vir jou sê, val voor my neer, aanbid my, dien my, en spandeer ewigheid saam met my in die hel. Of die slang wat vir jou sê, jy kan jou eie God wees. Jy kan self besluit wat reg en verkeerd is. En kyk, as jy dit doen, kan jy al hierdie lekker dingetjies hê en geniet. Jy hoef nie vrede en vreugde en geluk en genot en plesier by die voete van jou Skepper te gaan soek nie. Jy kan dit kry in al hierdie lekker dingetjies. Dit sal vir jou soveel meer plesier gee as wat hy ooit kan. Jy het nie vir God nodig nie. Kyk weer na vers 6. Toe besef die vrou dat die boom se vrugte goed is om te eet, mooi om na te kyk en begeerlik. Hoekom? Omdat dit kennis kan gee. Nie net het jy God self nie nodig nie, maar jy het ook nie sy wysheid nodig nie. Jy het nie sy openbaring nodig nie. Jy kan self sin maak van hierdie lewe. Jy kan self verstaan hoe alles om jou werk en hoekom om suksesvol en gelukkig in jou eie koninkryk te bestaan sonder God en sonder sy openbaring. En net soos met die vorige stappe is aanbid amper meer 'n passiewe aksie. Dis amper meer 'n reaksie wat jy het, eerder as iets wat jy aktief doen. So wat sou julle sê is die meer aktiewe aksie wat Eva hierso kies? Sy kies wat sy gaan begeer. En in stappie nommer 3 in die hakies kan jy met klein letters skryf die woord begeer. Jy sien, God het die menslike hart van die begin af geskep om te aanbid. Ons kan amper nie anders as om te aanbid nie. Ons aanbid altyd iets. Dit is baie eenvoudig hoe God ons aan mekaar gesit het. En wat jy aanbid word grootendeels bepaal deur wat jy die meeste begeer. Of om 'n sinoniem daaraan te konnekteer, wat jy die meeste liefhet. So trek nou vir my om die hele stappie 3 se blokkie 'n groot hart. Jy sien, Eva kies om na die openbaring van die tweede stem te luister, eerder as die eerste stem. Sy luister na die slang en in haar hart word sy oortuig van die waarheid van die woorde wat hy uiter, sy openbaring. En haar hart begin wegdraai van haar Skepper af. En haar hart begin wegdraai in aanbidding na haarself toe, as haar nuwe funksionele God. Maar God weet dat julle oë sal oopgaan die dag as julle van daardie boom eet, en dan sal julle soos God wees. So kom ons maak die volgende snit. Kyk weer saam met my na vers 6. Toe besef die vrou dat die boom se vrugte goed is om te eet, mooi om na te kyk, begeerlik omdat dit kennis kan gee. En sy het van sy vrugte gepluk en geëet. En sy het ook vir haar man by haar gegee en hy het geëet. En nou is ons by die stap waar aksie betrokke is, waar dade in die prentjie kom. So in blokkie nommer 4 op die lyntjie skryf vir my die woord doen. Maar doen is eintlik nie die regte woord nie. Trek vir my die o in doen dood en skryf die letter I bo dit, kolletjie I. Wat staan nou daar geskryf? Dien.
Om watter blok is jou hart getrek? Stap nommer 3. Dit wat jou hart die meeste liefhet, dit wat jou hart die meeste begeer, die koninkryk wat jy die graagste wil bou, is die God wat jy funksioneel aanbid binne in jou hart. Die God wat jy aktief gaan dien met jou voete, jou hande en jou mond. En nou is ons by die proses wat verduidelik word in Jakobus. Maar 'n mens word verlei deur sy eie begeertes, wat hom aanlok en saamsleep, en daarna, as die begeertes bevrug geraak het, wanneer die swangerskap voltermyn bereik, dan bring dit die sonde voort. So nou kan jy weer doen gaan skryf in klein letters tussen die hakies. En Eva, op die troon van haar eie koninkryk, het haarself aanbid en gedien en van sy vrugte gepluk en geëet. En my hoop is dat jy begin besef, hoe meer ons die hart oopsny en dit ontleed en sien hoe dit werk en sien wat daar binne aangaan, dat dieselfde hart wat binne in Eva geklop het, die presiese selfde hart is wat binne in elkeen van ons klop. Die prosesse wat in haar gedagtes en in haar hart aangegaan het, is dieselfde prosesse wat binne in elkeen van ons aangaan. Elke dag. Alles wat ons elke dag doen, doen ons aktief in diensbaarheid van 'n koning wat funksioneel regeer op die troon van ons harte. So nou het Eva die God wat sy funksioneel aanbid in haar hart, met haar hande en haar dade gedien. En sy het geval in sonde. En sy sit met 'n gewete wat skree op haar. Wat dink julle is die volgende stap in hierdie proses? Die volgende ding wat in haar hart gebeur. Kyk saam met my na vers 7. Hulle albei se oë gaan toe oop en hulle besef dat hulle kaal is. Toe werk hulle vye blare aan mekaar en hang dit om vir klere. Hulle het gehoor hoe die Here God in die tuin wandel teen die tyd dat die aandwind opkom, en die mens en sy vrou het vir die Here God weggekruip tussen die bome van die tuin. Maar die Here God het na die mens geroep en vir hom gevra, "Waar is jy?" En die mens antwoord, "Ek het hier oorwandel in die tuin en ek het bang geword, want ek is kaal. En toe het ek weggekruip." So skryf vir my in groot letters in blok 5 op die lyntjie die woord verhard. Verhard. En nou mag jy wonder, maar Ben, hier is absoluut niks in hierdie skrif wat enigiets sê of verduidelik van verharding nie. En jy's reg. Maar onthou, ons is besig om die hart te dissekteer en te analiseer. En wat ons sien soos ons dit doen is 'n siklus wat hier aan die gang is, 'n proses wat onsself herhaal oor en oor. En ons sal net nou terugkom na die woord verhard toe. Maar vir nou onthou, vir die heel eerste keer in haar lewe, moet Eva iets aktief doen wat sy nog nooit van tevore hoef te gedoen het nie. En wat is dit? Sy moet kies. Dis 'n woord wat ek al baie genoem het, maar nou kry hy 'n blokkie van sy eie. So julle kan in die hakies van blok nommer 5 die woord kies skryf. En hierdie is wat Eva heel aan die begin moes doen toe sy die tweede stem gehoor het. Hierdie siklus was nog die hele tyd aan die gang binne in haar, selfs al was sy self nie bewus daarvan nie. Maar daar was nog die hele tyd net een stem. Sy het niks anders gehad of geken wat teenstrydig was met die openbaring van die eerste stem nie. Daar was geen rede om enigiets anders te glo of te vertrou as God nie. En daar was niks anders
om te dien as God nie. En nou vir die heel eerste keer in die mens se bestaan is daar 2 opsies. 2 keuses. En moet Eva aktief 'n keuse maak. Wat is dit wat sy moet kies? Wat kom na stap 5? Hier is waar die siklus homself begin herhaal. Eva moet kies wat sy in stap 1 gaan doen. Vir wie gaan ek volgende luister? Want wie ek na gaan luister, gaan bepaal wie ek gaan glo. Wie ek glo, gaan bepaal wie ek aanbid. En wie ek aanbid, gaan bepaal wat ek met my hande, my voete en my mond doen. En nou het Eva gekies om na die vader van leuns te luister. Sy het gekies om sy woorde te glo en hom te vertrou. En haar hart het begin wegdraai na 'n ander funksionele God. En sy het daardie God met haar hande gedien. En nou sit sy sak en as reg binne in stap nommer 5. Met 'n keuse. Na wie gaan ek volgende luister? Wat is dit wat Eva kies? Wat se keuse maak sy? Die verkeerde een. Sy raak bang. In plaas daarvan dat sy na God toe hardloop sy weg van hom af. In plaas daarvan dat sy luister na God, kruip sy weg van hom af in die bome van die tuin. Sy glo en vertrou nie God nie, maar weer 'n keer die vader van leuns. En hierdie verduidelik nog steeds nie hoe ek aan die woord verhard gekom het nie. Jy sien, Eva is in die heel eerste siklus van hierdie proses, waar dinge die eerste keer begin verkeerd gaan. Waar daar vir die eerste keer 2 opsies is, eerder as net 1. En ek is oortuig, dit is juis in die herhaling van hierdie proses waar ons harte verhard word. Matt het altyd verwys daarna toe as eelte wat oor jou gewete groei. Onthou die verhaal van Farao. Ons sien hierdie proses uitspeel daar in daai verhaal. God stuur sy verteenwoordigers na Farao toe. Hulle bring God se openbaring na hom toe. En hy kies om nie na God te luister nie. Hy kies om nie die woorde te glo wat sy verteenwoordigers bring nie. Hy aanbid homself eerder as God. En dit wat hy dan doen in diensbaarheid van die God wat hy aanbid, het elke keer nagevolge. En elke keer bring God weer sy verteenwoordigers voor hom met sy openbaring, met die verwagting dat hy na hom luister. En elke keer maak hy die verkeerde keuse. En elke keer sit hy met 'n keuse. Na wie gaan ek volgende luister? En dan lees ons elke keer wat? Farao het sy hart verhard en God het sy hart verhard. Hierdie is hoe God ons harte as mense aan mekaar gesit het. In stap 5 moet ons elke keer, almal van ons, kies. Die hele dag, elke dag. Nie primêr wie ek gaan glo nie. Nie primêr wie ek gaan aanbid nie. Nie primêr wat ek met my hande, my voete en my mond gaan doen nie. Hierdie is belangrike keuses wat gemaak moet word. Maar primêr is die vraag wat ons heel eerste moet antwoord. Na wie gaan ek volgende luister? Trek vir my asseblief 'n groot sirkel reg rondom stap 5 en stap 1. Hierdie is waar die geveg gewen of verloor word. En wat jy herhaaldelik kies tussen stap 5 en stap 1 is waar uiteindelik die oorlog gewen of verloor word. En bepaal uiteindelik watter rigting in jou hart
verhard word. En dink aan hoeveel keer hierdie proses al uitgespeel het in jou eie lewe. Toe jy tot redding gekom het, was daar die hele tyd 2 stemme. Die eerste stem se openbaring of die tweede stem se openbaring. Jy het dalk die evangelie gehoor, maar dan kom God en deur sy Heilige Gees maak hy jou oë en jou ore oop vir die waarheid, om die waarheid, sy openbaring te sien vir wat dit is, om oortuig te raak in jou hart van die waarheid en die goedheid daarvan. En hy haal al die afgode wat op die troon van jou hart regeer het af en plaas homself terug op die troon. En jou dade wys dit, selfs al is dit net om uit te roep, Abba, Vader. En dan gaan die Christenlewe aan. En jy vind jouself baie keer in die middel van 'n versoeking. Gaan jy weer jou meer met jou kinders verloor? Gaan jy weer alkohol drink, misbruik? Gaan jy weer na pornografie kyk? En jy moet kies. Na wie gaan ek volgende luister? Die eerste stem sê, ek laat geen versoeking oor jou kom, wat jy nie kan weerstaan nie. Maar saam met die versoeking gee ek elke keer die uitkoms, die uitweg, sodat jy dit kan weerstaan. En die tweede stem sê, jy is tog net 'n mens. Jy kan nie regtig help nie, jy het nie regtig 'n keuse nie. Almal rondom jou doen dit, maak nie saak waar jy kyk nie. En behalwe vir dit, almal doen dit. En jy luister vir die hoeveelste keer na die tweede stem. Jy glo wat hy sê en jy aanbid en dien jouself en jy vind jouself elke keer weer reg by stap 5. En jy moet kies. Na wie gaan jy volgende luister? En die eerste stem sê vir jou, as jy jou sondes bely, is ek God, goed en getrou om jou sondes te vergewe en jou te reinig van alle ongeregtigheid. Die tweede stem sê, hoeveel keer moes jy nou al na God toe teruggaan oor hierdie selfde sonde? Om vergifnis smeek vir hierdie selfde ding wat jy net môre weer gaan doen. Daar's nie 'n kans dat hy jou weer gaan terugvat nie. En jy luister weer vir die tweede stem. Jy glo wat hy sê, jy aanbid en dien jouself en jy is weer reg terug by stap 5. En soos jy aanhou om hierdie verkeerde keuse te maak in stap 5, raak dit vir jou moeiliker en moeiliker om tyd te maak om in God se woord te wees. Jy doen ander dinge. Jy slaap laat eerder as om tyd te maak vir hom. Jy op Bybelstudies toe kom. Jy vermy God se mense, sodra die preek verby is jy by die deur uit. Jy begin verskonings uitdink. Hoekom jy eintlik maar net weer 'n keer kerk kan mis. Wat is dit wat jy prakties hier doen? Jy is besig om te kies na watter stem jy gaan luister. En as jy nie God se stem kies nie, dan kies jy aktief die tweede stem. Maak geen fout nie. Amper elke fliek, elke YouTube video, elke PlayStation of Xbox speletjie, elke sosiale media post bevat die tweede stem. 2 Korintiërs 4:4 praat van die God van watse wêreld? Hierdie wêreld. Wat doen hy? Hy verblind die verstand. Hoekom? Sodat mense nie die lig van die evangelie kan sien nie. En elke keer wat jy jouself weer in stap 5 bevind, word dit vir jou moeiliker en moeiliker om die regte keuse te maak. Jou hart is besig om te verhard teen God. In stap 5 word ons harte altyd verhard. Maar hier is goeie nuus ook. Hierdie proses werk presies dieselfde beide kante toe.
Blaai saam met my na Hebreërs 3 vers 12. Hebreërs 3 vers 12. Broers, julle moet toesien dat daar nooit by een van julle 'n verkeerde gesindheid van ongeloof ontstaan en hy van die lewende God afvallig word nie. Maar solank daar nog 'n vandag is, moet julle mekaar elke dag aanspoor sodat julle niemand van julle deur die misleiding van die sonde verhard word nie. En julle kan julle Bybels oophou by hierdie gedeelte. Hoekom is dit belangrik dat ons in mekaar se lewens betrokke moet wees, mekaar moet vermaan en teregwys en bemoedig? Hoekom is dit belangrik dat ons nie van die samekoms van die gemeente af wegbly soos dit in Hebreërs 10 sê nie? Hoekom is dit belangrik dat ons mekaar se sondes aanspreek soos wat Matteus 18 sê? Dat ons alles anders tweede prioriteit gee en maar eerder kerk toe kom op 'n Sondag. Dat ons daagliks tyd in God se woord spandeer, daarop mediteer en dit dag en nag oordink. Want hierdie is hoe God sy stem aan ons openbaar. Dit is hoe jy aktief kies na wat se stem jy luister. Dit is die keuse wat jy moet maak in stap nommer 5. Na wie gaan ek volgende luister? En elke keer wat jy jouself weer terug in stap 5 bevind en jy maak die regte keuse, word dit vir jou makliker en makliker om die regte keuse te maak. En soos jy meer en meer na God luister, word jy meer en meer oortuig van die waarheid van sy woorde. En draai jou hart meer en meer terug na jou Skepper toe in ware aanbidding. En hoe meer dit gebeur, loop hierdie hart oor in dade van aanbidding, dade van gehoorsaamheid, omdat jy hom begeer en liefhet bo alles anders. En jou hart is nog steeds besig om verhard te word. Maar in plaas daarvan dat dit verhard word teen God, word dit verhard teen sonde. En dit raak vir jou makliker en makliker om gehoorsaam te lewe. En moeiliker om in te gee vir sonde. En elke keer wat jy jouself dan weer by stap 5 bevind, in plaas van skaamte en berou en hartseer, ervaar jy vrede en vreugde en ware blydskap. Ek sluit af met hierdie gedagte. Die verharding van ons harte gebeur in die herhaling van hierdie proses. Die skrywer van Hebreërs sê verder, kyk saam met my na vers 14. Ons behou deel aan Christus as ons enduit volhard in die vertroue waarmee ons begin het. Jy moet volhard tot die einde. En die rigting waarin jy volhard, is die rigting waarin jy verhard. Hoe volhard en verhard ek dan in die regte rigting? Vers 15. Daarom word daar gesê, vandag, as julle sy stem hoor, moet julle nie hardkoppig wees nie, soos julle voorvaders toe hulle in opstand gekom het. Volharding gebeur soos jy elke dag op die dag die regte keuse maak. Kies om die regte keuse te maak. Broers, susters, besluit. Na wie gaan jy volgende luister? Vader, ek dank U dat U vir ons U stem, U openbaring duidelik gemaak het. Dat U vir ons alles gegee het wat ons nodig het vir lewe en godsvrug. Al wat ons moet doen is om te luister
En Here, U maak amper elke stap hierna moontlik deur die Heilige Gees wat deur U woord werk, Here. U woord is die krag van redding tot elke persoon wat glo. Dit is waardeur ons tot geloof kom en dit is waardeur ons tot gehoorsaamheid en heiligmaking kom. Dit is wat ons verander en ons suiwer elke oomblik van elke dag. Maar ons moet luister. Geef vir ons 'n begeerte, Here, om na U woord te luister. U weet, Here, die woord en die beloftes van die tweede stem is kragtig, Here. Daar is soveel in dit wat ons vlees lok. En is so maklik, Here, om daai wortel voor ons neus te hou en ons gaan 'n ander pad. Maar U woord, Here, is magtig. Daarin is krag om ons te verander. En U beloftes, dit wat U ons aanbied, is soveel mooier, lekkerder en smaakliker as enigiets wat die tweede stem kan beloof. Maak ons oë en ons harte oop, Here, dat ons U sal begeer bo enigiets anders. En laat ons hande en voete en monde dan U loof en prys as die koning op ons harte. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen.